Hallo julle, baie welkom by vandag se les. Ons gaan in hierdie les kyk na die balanseer van chemiese reaksies. Nou voordat ons begin om die vergelykings te balanseer, is dit baie belangrik dat ons eers die skryf van hulle reg kry. So, hoe ons 'n chemiese vergelyking skryf is, jy skryf altyd aan die linkerkant van jou vergelyking jou reaktanse. En dan aan die regterkant van jou vergelyking skryf jy jou produkte. So jou reaktante is die stowwe voor die reaksie plaasvind en jou produkte is dit wat gevorm het nadat die reaksie plaasgevind het. En die pyl, 'n pyltjie, dui 'n chemiese verandering aan wat plaasgevind het. So hier tussen die twee gaan jy 'n pyltjie teken. Dit verteenwoordig dan nou jou reaksie. En wat ook baie belangrik is om te onthou en wat jy moet aandui, is die fases van die stowwe. So, as jy so 'n hakkie met 'n S in die middel het, dit staan vir die vaste stof fase. 'n L staan vir die vloeistoffase. 'n G staan vir die gasfase en 'n A staan vir 'n waterige oplossing. So met ander woorde, die stof is opgelos in water. In Engels staan dit vir 'n aqueous solution. Het is baie belangrik dat julle by hierdie afdeling van die werk julle chemiese formules ken. Julle moet weet hoe om chemiese formules te skryf. Want wat hulle baie keer doen is hulle gee vir jou die naam van die chemiese stof en so hulle gee vir jou 'n woordvergelyking en dan moet jy die vergelyking skryf en hom kan balanseer. Hulle kan byvoorbeeld vir jou iets soos dit gee. Hulle kan vir jou sê 1 stikstofmolekuule reageer met 3 waterstofmolekuules om 2 ammoniakmolekuules te vorm. So, dit wat met mekaar reageer is my reaktante. So met ander woorde, my een reaktant sal dan nou wees my stikstof. En onthou, stikstof is 'n diatomiese molekuule. So in die natuur kom hy altyd as N2 voor. So een van hulle reageer, dit is nie nodig om 'n 1 vooraan die suurstof te sit nie, aan die stikstof te sit nie. So hy reageer, sê hulle met 3 suurstofmolekuules, waterstofmolekuules. So dis waterstofmolekuules, dit is ook diatomiese molekuules, so hy kom ook as H2 voor en daar is 3 van hulle. So ek sit 'n 3 vooraan. En hulle vorm dan, hulle reageer en die produk wat gevorm word is ammoniak. So onthou, dis hoekom dit baie belangrik is dat jy weet hoe om die chemiese formules te skryf. Ammoniak is NH3 en hulle sê daar's 2 van hulle, so dan sit jy 'n 2 vooraan. Maar nou het hulle gelukkig klaar vir jou hierdie vergelyking gebalanseer. Hulle het klaar vir jou gesê hoeveel van wat reageer met hoeveel van wat. So ons gaan nou aangaan, nou dat ons weet hoe om die vergelykings te skryf en hoe die formaat van dit lyk. Nou kan ons kyk hoe om dit dan nou op die ou ende te balanseer. Kyk, kom ons kyk gou na hierdie voorbeeld. So ek het natrium wat reageer met water en dit vorm dan natriumhidroksied en waterstofgas. Onthou, hulle kon vir jou hierdie vergelyking ook as 'n woordvergelyking gegee het. So jy moet onthou hoe om die chemiese formules te kan skryf en jy moet die name van die elemente moet jy ken. So, 'n paar wenke voordat ons begin is, indien moontlik, begin altyd by die element wat net in een verbinding aan elke kant van die vergelyking voorkom. So, met ander woorde, een wat aan albei kante net in een vergelyking voorkom, is my natrium en my suurstof. Waterstof
kom by die produkte se kant by 2 verbindings voor. So dit gaan baie moeilik wees om hom eers te balanseer. En die tweede wenk wat ek vir julle het, is balanseer altyd jou ongebonde element heel laaste. Want hy is dan nou op die ouende die maklikste om te balanseer. So jou ongebonde element is byvoorbeeld jou natrium. Want hy staan hierso op sy eie, so dis maklik om net vir hom te balanseer. So onthou die manier waarop ek chemiese vergelykings balanseer is, ek moet kyk hoeveel van elke element is daar aan my reaktante se kant en hoeveel van elke element is daar aan my produkte se kant. Want volgens die wet van massa behoud, moet die massa van jou produkte gelyk wees aan die massa van jou reaktante, moet gelyk wees aan die massa van jou produkte. En die enigste manier hoe ek dit reg kry, is dat daar dieselfde hoeveelheid van elke element aan die linkerkant moet wees en dieselfde van elke element aan die regterkant. So aan die linkerkant het ek 1 natrium, ek het 2 waterstofatome en ek het 1 suurstofatoom. En aan die regterkant by die produkte het ek ook 1 natrium, ek het 1 suurstof, maar ek het 3 waterstofatome. So die natrium is reg en die waterstof is reg en die suurstof is reg. So ek moet eintlik maar net die waterstof balanseer. Gewoonlik, soos ons nou gesê het, as die suurstowwe nou nie gebalanseer was nie, dan sou dit die heel maklikste gewees het om hulle eers te balanseer, maar nou gaan ons eers gou die waterstoffies balanseer. So, julle sal sien dat hierso het ek 2 en hierso het ek 1, 2, 3. So ek kort eintlik aan hierdie kant net 1 ekstra waterstoffie as aan hierdie kant. Maar dit gaan 'n bietjie moeilik wees want onthou al wat ek kan verander, ek mag nooit hierdie onderste getalletjie verander nie, want anders verander ek die samestelling. Dan het ek nie meer as ek daar 'n 3 gaan sit, dan het ek nie meer 'n watermolekuule nie, ek het 'n hydronium-ion. So ek wil glad nie dit verander nie, al wat ek kan verander is hierdie voorste getalletjies. So met ander woorde wat ek kan doen is, ek kan 'n 2 hier voor aan my water sit. Dan het ek nou 4 waterstofatome. Want onthou, die waterstof het 'n suurstof en dan het hy 2 waterstoffies. Maar die feit dat ek hierdie 2 daarby gesit het, beteken ek het 2 van hierdie molekules. So daar is altesaam dan 1, 2, 3, 4 waterstofatome. Maar nou het ek ook die hoeveelheid suurstofatome verander, want ek het nou 2 watermolekules, wat elkeen 1 suurstofatoom in het, so daar is nou 2 suurstofatome, 1, 2. So nou kan ek sien dat ek kort net nog 1 ekstra waterstof aan die regterkant. So ek gaan nie hierdie ene verander nie, ek gaan nie meer van hulle hê nie, want as ek nog 'n ekstra molekuule van hierdie waterstoffies het ek 2 ekstra waterstofatome. So ek gaan eerder die hoeveelheid van hierdie verander. So onthou, my natriumhidroksied is 'n natrium wat verbind is aan kom ons maak hulle net verskillende kleure, 'n suurstof en 'n waterstof. So, as daar nou 2 van hierdie molekules is, beteken dit daar's nou nog 'n natrium en nog 'n suurstof en nog 'n waterstof. En dit is presies wat ek wil hê. Ek wil net 1 ekstra waterstof hê. So as ek 'n 2 hier vooraan sit, dan beteken dit ek het nou 1 ekstra waterstof hierso. So ek het nou aan die produkte se kant altesaam 4 waterstofatome. Maar onthou, die feit dat ek die 2 daarvoor gesit het en die aantal molekules verander het, beteken dit nou ek het ook 2 natriums en ek het ook 2 suurstowwe. Maar dis great, want nou is my suurstowwe gebalanseer, daar's 2 aan elke kant, daar's 4 waterstowwe aan elke kant.
Nou moet ek nog net die natrium balanseer. En dit is wat ons mos vir mekaar gesê het. So ver moontlik, los altyd jou alleenstaande element of ongebonde element. Los hom vir jou laaste, want dit is baie maklik om hom te balanseer. Want ek weet as ek 2 aan hierdie kant het, 2 natriums, dan moet ek 2 aan hierdie kant nodig. So ek kan net 'n 2 daar vooraan gaan sit, so ek het nou 2 van daai atome. So nou moet jy net altyd seker maak dat jy mooi double check, gaan weer deur al jou stowwe en maak seker dat elke liewe element is op die einde gebalanseer. So daar is net soveel aan die linkerkant as wat daar is aan die regterkant.